Welkom en 'n geseënde Kersfees vir jou en jou familie. Vandag steek ons die laaste Kers van Advent aan. Dit is die Kers wat Jesus verteenwoordig. Vir eeue het Christene hierdie Kers gebruik om die hoogtepunt van Advent aan te dui, die wag, die hoop en die voorbereiding, en nou is Jesus hier, God gebore vir ons. Hierdie Kers herinner ons daaraan dat God se belofte vervul is. Christus het gekom. Hy bring lig in die donkerte, vrede in die chaos en lewe vir die wêreld. So terwyl ons vandag die Christuskers aansteek, sluit ons aan by ontelbare gelowiges oor generasies en wêreldwyd wat verlang het, wat gebid het en gejuig het oor God se liefde wat vlees geword het. Ons buig neer in vreugdevolle aanbidding, want die Seun van God is vir ons gebore. Laat ons dus ons harte na hom draai en die een aanbid wat hoop, vreugde en lewe aan ons almal bring.
Jesus vir ons gebore, Jesus aan ons gegee. Wonderbaar as my sterke God, ewige Vader, vrede vors vir ons. Jesus vir ons gebore, Jesus aan ons gegee. Wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors vir ons. Jesus vir ons gebore, Jesus aan ons gegee. Wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors vir ons. Jesus vir ons gebore, Jesus aan ons gegee. Wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors vir ons. Jesus vir ons gebore, Jesus aan ons gegee. Wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors vir ons.
Here, dit is vandag Kersfees en ons staan in absolute verwondering oor u groot plan om naby aan die mense te kom en te bly. Dankie Here dat u nie afstand wil hê tussen ons en u nie, maar dat u teenwoordigheid hier is, tasbaar is, dat u in ons lewe werk, dat ons 'n verhouding met u mag geniet. Here, daar is niks doodgewoon aan Kersfees nie, dis buitengewoon wat u gedoen het. Dankie Here dat u gekom het. Help ons om vandag as families, as gemeenskap by mekaar te kom om u liefde. En laat ons u verheerlik en saam met englekore sing. Dat ons by u kom aanbid. U is Here. U is liefde, u is wonderbaar. Amen. As deel van ons aanbidding is daar 'n geleentheid om hom te aanbid met jou finansiële bydrae. Ons gee want die Here het gekom en hy bly ons bron. Alles kom van hom af. Jy kan jou slimfoon gebruik om die kode te skandeer en dit sal jou neem na ons webtuiste met al die digitale maniere waarop jy kan gee. As jy op jou slimfoon gekoppel is, kan jy jou kletsfunksie gebruik waar die gasheer of die gasvrou die skakel na die betrokke webblad vir jou sal plaas. Ek dink vandag aan elke medewerker en gemeentelid wat dit moontlik gemaak het, dat daar soveel mense is vir wie Kersfees andersins net 'n gewone of swaardag sou wees, maar wat nou deur 'n pakkie of deur 'n daad van omgee of 'n plek om te behoort of 'n luisterende oor, dat daardie mense vandag hoop het. En dalk is dit vir die eerste keer in 'n lang tyd. Dankie vir die saamreis, vir die saam bid en vir die saam met Jesus gaan op hierdie maniere. En dan terwyl jy jou planne maak vir die nuwe jaar, oorweeg dit dalk om 'n doelbewuste besluit te neem om die jaar wat verby is en die nuwe wat voorlê in 2026 aan God oor te gee. Saam wil ons vir 'n oomblik stop, ons wil aanbid, ons wil bid en ons wil die nuwe jaar aan hom opdra, deur saam te vier by ons in-persoon aanbiddingsgeleentheid op 31 Desember om 6:00 hier by Mosaïek. As jy in die omgewing is, bring jou familie en vriende en anker die volgende stap van jou reis in hom deur aanbidding. Meer inligting hieroor is beskikbaar op ons webwerf. Ek het die afgelope paar dae baie gedink oor Kersfees en wat dit vir my beteken en ek wonder wat jou ervaring is. Hoe beleef jy dit? Waar ontmoet ons God in alles? Waar verwag ons hom om op te daag? Nou ek moet iets bely. Vir 'n groot deel van my lewe het ek die Here gesoek in die buitengewone. En ek bedoel regtig gesoek. Ek het gevas, ek het gebid, ek het gewag, ek wou so graag 'n visioen of 'n droom hê, so graag 'n direkte belewenis van God. Want ek lees in die Bybel van Moses by die brandende bos, ek lees van Elia op die berg, ek lees van Paulus op die pad na Damaskus en ek dink, dis wat ek soek. Ek soek daar die aardbewing oomblik, daar die vuur oomblik, daar die wind oomblik, waar die hemele oopskeer en God homself van my bekend maak. En ek moet sê, daar was sulke oomblikke in my lewe. Oomblikke waar ek geweet het, hierdie is nou die Here wat met my praat. Maar weet jy wat die interessante ding is, wat ek jare later eers begin verstaan het? Dis nie dat God net in daardie buitengewone oomblikke gewerk het nie. Dis dat die Heilige Gees my in daardie oomblik wakker gemaak het, om te sien waar God nog die heeltyd was, in die gewone. Nou Johannes beskryf Kersfees op 'n baie interessante manier. Hy skryf nie oor die stal nie, hy skryf nie oor die herders nie, hy skryf nie oor die wyse manne nie. Johannes het verlang geglo en gehoop vir hierdie oomblik wat mense honderde jare voorgewag het, dat die Messias kom. En op 'n dag het sy hele lewe verander toe hy Jesus ontmoet. Hy word 'n getuie van die goeie nuus van Kersfees en dit is, die woord
het vlees geword en onder ons kom woon. En as jy na die Grieks kyk, dan is dit nogal 'n baie sterk woord wat gebruik word. Die woord wat gebruik word vir vlees is sarx. Dis nie 'n mooi woord nie. Dis ook nie 'n geestelike woord nie. Dis die woord wat dui op 'n volle realiteit van mens wees. Die sweet, die moegheid, die honger, die dors, die kwesbaarheid, die fisiese liggaam wat seer kry, siek raak, wat sterf. En Johannes besluit om die woord te gebruik. Die woord wat Jesus is, het mens, vlees, sarx geword. En dan sê hy het onder ons kom woon, kom bly. En daai woord vir woon is tabernakel. Hy het sy tent kom opslaan. Hy het nie net kom kuier nie, hy het kom woon. Hy het deel geword van die gewone realiteit van mens wees. En vir so lank het mense gedink, God is daarbo, hy is heilig, hy is suiwer, hy is perfek, en ons is hieronder. Ons is gebroken, ons is onvolmaak, en ons dink die enigste manier om God te ontmoet is om op te klim, om iets te doen wat ons uit die gewone laat uitstyg, om perfek te word, om buitengewoon te word. Maar Johannes nooi ons en hy sê, nee. Wees jy ook 'n Kersfees getuie. Iemand wat die goeie nuus ontvang, dat die Here nie sê, kom op na my toe nie. Nee, hy het afgekom, hy het mens, hy het vlees geword. Hy het deel geword van die gewone, alledaagse realiteit van ons lewe. Hy woon hier, hy is hier. En wanneer ons wakker word vir daardie goeie nuus, word die gewone Kersfees 'n buitengewone een. Nou vandag 3 vrae om te groei as 'n Kersfees getuie. Die eerste een is, waar soek ek hom? Waar soek jy hom? Kyk net vir 'n oomblik weer saam met my na daardie eerste Kersfees. As ek en jy daardie geboorte moes beplan, die geboorte van God se seun, die verlosser van die wêreld, hoe sou dit gelyk het? Ek sou sekerlik 'n paleis gaan reël het. Die beste hospitaal, ervare dokters, die beste van die beste, skoon lakens, privaatheid, veiligheid, waardigheid en natuurlik 'n groot aankondiging. Die koerante moet daar wees, die televisie, sosiale media, dis groot. Maar kyk wat kies die Here. Hy sien die hele aarde. Hy sien ryk, hy sien arm, hy sien konings, hy sien bedelaars en hy besluit, ek gaan kom. Ek gaan die ongelykheid en ongeregtigheid en gebrokenheid kom verander. En die manier waarop hy dit doen, deur te kom as 'n kind. Gewoon, ongesiens, niemand spesiaal volgens die wêreldse standaarde nie. En almal, ons lees in die skrif, is besig met hulle eie lewens, hulle eie sake, hulle erken nie eers dadelik nie. Maar Jesus kom as 'n baba, in 'n krib. Duisende babas is daardie dag gebore, reg oor die wêreld, maar hierdie baba, die skepper van hemel en aarde, die woord, lê in 'n voerbak. Johannes sê niemand herken hom nie. Hy het op so 'n doodgewone manier gekom na die wêreld, maar die gewoon het in daai oomblik skielik buitengewoon geword. Die stal bly 'n stal. Maar nou is dit die plek waar God gebore word. Die krib bly 'n krib, maar nou lê die verlosser van die wêreld daarin. Die herders bly die herders, maar nou is hulle getuies van die grootste wonderwerk wat die wêreld vir ewig verander. Die gewone bly gewoon, maar nou is dit ook buitengewoon, want God is daar. En dis presies hoe dit in ons lewe werk. Jou lewe bly jou lewe met al sy gewone alledaagse goed, maar as Kersfees kom, is die gewone buitengewoon. Ek onthou toe 'n ou tannie met my praat en ek was besig om te stoei met die Here vir 'n deurbraak. Ek soek vuurwerk. En sy luister vir my en sy sê vir my, Melissa, hoekom staan jy nie net een oggend vroeg op en kyk na die son wat opkom nie? Ek het weggeloop en gedink, hierdie tannie verstaan niks. Maar jare later
Verstaan ek wat sy vir my probeer sê het? Die son wat vanoggend opgekom het, het jy regtig gekyk? Het jy regtig gesien dat nie een opkoms lyk ooit dieselfde nie? Dit wat ek gewoond aan raak is buitengewoon. Die mense om jou, jou gesin, jou vriende, selfs die vreemdelinge wat jou pad kruis, sien jy dat God deur hulle na jou toe kom? Dis nie net gewoon nie. Dat hy deur hulle met jou wil praat, dat hy deur hulle wil werk. Jesus sê in Matteus 25, toe ek honger was, het julle my kos gegee. Toe ek dors was, het julle my water gegee. Toe ek siek was, het julle my kom besoek. Wat julle vir een van die geringstes van hierdie gedoen het, het julle aan my gedoen. Met ander woorde, jy kan my vind in die mense om jou, die honger een, die dors een, die siek een, die vreemdeling, die gewone, die mense om jou. Die kos op jou tafel. Proe jy God se voorsiening? Of eet jy maar net die gewone manier en gaan aan? Die vermoë om te kan sien, te kan hoor, te kan proe, te kan ruik, te kan loop. Besef jy dis geskenke, dis nie van selfsprekend nie, hierdie is God se genade. En wanneer ek as 'n Kersfeesgetuie soek na sy teenwoordigheid in daardie gewone oomblikke, alledaagse oomblikke, dan word die lewe buitengewoon. Die tweede vraag, hoe verstaan ek hom? Wat verstaan jy van die Here en hoe hy werk? Baie gelowiges verstaan hom, hy is die skepper. Hy het die wêreld gemaak. Hy het die natuurwette ingestel. Hy het alles opgewen, maar nou staan hy daarbo. Hy's transcendent, hy's bo alles, hy's heilig en apart van alles. Hy's daar, maar hy's nie hier nie. En as ons hom nodig het, dan moet ons tot hom roep, dan moet ons wag tot hy van daarbo af iets doen. Ons wag dat hy bonatuurlik ingryp. Maar 'n Kersfeesgetuie verstaan, ja, God is transcendent. Ja, hy is bo alles. Ja, hy is heilig, maar hy is ook immanent. Hy is ook hier. Hy is Immanuel, God met ons. Hy werk deur my woorde, deur my teenwoordigheid. Hy is nie net in die hemel nie, hy is ook op aarde. Hy het mens geword. En Johannes herinner ons, hy woon by ons. Ek wag soms vir God so gereeld om iets van buite af te doen, terwyl hy my nooi om deel te word van wat hy reeds besig is om te doen. En ek dink dit is vir baie van ons so. Ek dink net aan 2 voorbeelde wat ek hierdie week aan dink. Jy is in 'n moeilike situasie by die werk. Daar's konflik, daar's spanning en jy bid, Here, verander hierdie situasie. Los asseblief hierdie probleem op en jy wag. Ek het hierdie jaar baie gewag en niks het gebeur nie. En jy wonder, hoekom antwoord die Here nie? Maar miskien probeer God jou gebruik. Miskien wil hy deur jou, deur my werk. Miskien moet ek die een wees wat die moeilike gesprek begin. Miskien moet jy die een wees wat versoening bring. Of dalk 'n ander voorbeeld, jy's eensaam. Jy voel geïsoleerd en jy bid, Here, gee vir my vriende. Laat mense na my toe kom en jy wag en niks gebeur nie. Maar het jy al ooit gedink, miskien moet jy uitreik. Miskien moet ek die een wees wat die eerste stap neem. Want dis nie dat God jou gebed ignoreer nie, dis dat hy wil hê jy moet deel word van die antwoord. Maar, en hier's 'n belangrike ding vir ons om te onthou. Dit beteken nie alles hang van ons af nie. In daardie stal was alles ver van ideaal. Daar was sekerlik komplikasies. Maria was waarskynlik bang want sy was so jonk. En sy moes 'n kind kry in sulke omstandighede. Josef was waarskynlik oorweldig. Hy het nie geweet wat om te doen nie. Hy het probeer help waar hy kan, maar wat weet 'n man van hierdie goed? Maar God het iets mooi daaruit gemaak. En dis presies wat hy met ons lewens wil doen. Daar is dinge wat gebeur wat ons glad nie kan beheer nie. Daar is al goed wat nie werk soos jy dit beplan het nie. Daar is dalk pyn, teleurstelling, onsekerheid, gebroke verhoudings, finansiële uitdagings, gesondheidskrisisse of gesinsprobleme.
En ons kan dink, as my lewe so lyk, hoe kan God daar wees? Hoe kan hy my gebruik? Hoe kan hy iets mooi wil maak uit hierdie gemors? Maar 'n Kersfeesgetuie glo, dis presies waar God kom woon, in die onvolmaaktheid, in die gebroke plekke, in die gewone alledaagse uitdagings. Hy maak nie die stal eers skoon voor hy kom nie. Hy kom in dit in. En hy maak iets buitengewoon van daardie gewone morsige besigheid. 'n Kersfeesgetuie glo, in daardie oomblikke werk God ook, deur die storm heen, deur die pyn heen, op maniere wat ons nie altyd kan sien of verstaan nie, maar God is steeds God. Hy is steeds God. En dan kom die derde vraag. Wie is ek in dit alles? Wie is ek? Wat maak hierdie met my? Wat het dit met my te maak en prakties? Wel, jy het seker al die storie gehoor van die kleindogtertjie wat bang en alleen is in haar kamer. En sy gaan na haar pappa en mamma toe en sy sê, pappa, mamma, asseblief kom lê by my, ek is bang. En die ouers sê, nee man, daar's niks daar nie, en liewe Jesus is by jou, jy kan maar gaan slaap. En sy sê, ja, ek weet, maar ek soek iemand met vel en met bene. En dit is presies dit. Die wêreld het nie net teologie nodig nie. Die wêreld het nie net dogma nodig nie. Die wêreld soek iemand met vel en met bene. Die wêreld soek Jesus. En deur die inkarnasie, deur die woord wat vlees word en by ons kom woon, is hy met ons. Hy woon in ons, tussen ons. Maar ons woon ook in hom. Dit is my gunsteling woorde wat Jesus in Johannes 6 sê. Die message parafrase sê, live in me. Make your home in me, just as I make my home in you. Woon in my. Julle is my liggaam. In Handelinge 9 is Paulus op pad Damaskus toe. Hy glo in God, die almagtige skepper van hemel en aarde. Maar hy vervolg die kerk. Hy maak Christene dood. Hy dink hy doen God se werk, maar dan eendag stop Jesus hom en hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En daai vraag identifiseer Jesus volkome met die gelowiges wat Paulus vervolg. Hy sê, jy vat nou aan my, as jy aan my mense vat, vat jy aan my. En hierdie oomblik verander Paulus heeltemal. Later skryf hy vir die Christene in Efese en hy sê, ek wil net vir julle sê, julle is sy vlees en sy bene. Julle is sy liggaam en hy gebruik dieselfde woord daarso as wat Johannes gebruik het. Julle is die sarks. Julle is die liggaam van Christus. Nou weet jy wat dit beteken? Dit beteken dat deur die Heilige Gees kan God steeds gesien, gehoor, gevoel, aangeraak word. Hoe? Deur sy liggaam, deur die kerk, deur jou en my as ons in hom woon. Dit maak my 'n Kersfeesgetuie, want wanneer jy kyk na iemand met meegevoel, met liefde, met begrip, en jy woon in hom, dan is dit Jesus wat deur jou kyk. Wanneer jy uitreik, wanneer jy help, wanneer jy dien, dan is dit Jesus se hande wat deur jou werk. Wanneer jy woorde van hoop praat, van bemoediging, van waarheid, dan is dit Jesus se stem wat deur jou praat. Dit maak die gewoon buitengewoon. Dit maak my werk buitengewoon, of ek nou 'n dokter of 'n skoonmaker is, 'n onderwyser of 'n bouer, want ek doen dit nie net vir myself nie. Dit maak my verhoudings buitengewoon, die manier hoe ek met my eggenoot praat, my kinders, my vriende, my bure, selfs die vreemdelinge. Dit maak die alledaags buitengewoon, die manier wat ek my geld spandeer, hoe ek my tyd gebruik, die manier waarop ek praat, want dit is nie net meer my lewe nie, dis Jesus se lewe in my en deur my. En dit is my gebed vir jou, vir hierdie gewone, buitengewone Kersfees. Mag die Heilige Gees jou oë oopmaak hierdie Kersfees,
Om Immanuel, God met ons raak te sien, nie net in die stal 2000 jaar gelede nie, maar hier, nou, vandag, want hy woon tussen ons. Mag jy hom ken en sien in die son wat opkom, in die mense om jou, in die kos op jou tafel, in die omstandighede wat jy deurgaan, in die liefde wat jy kan gee. Want dit is presies waar hy is. Nie daarbo nie, nie ver nie, nie net in die buitengewone nie, maar hier. Want die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en hy woon steeds onder ons. Mag jy deelneem aan die misterie van sy teenwoordigheid. Mag jy weet, diep in jou hart weet, dat hy hier is, met jou, in jou, deur jou. Die buitengewone God wat homself openbaar in jou gewone lewe, die ewige wat homself gee in jou alledaagse oomblikke, is met jou. Dis die wonder van Kersfees. En mag jy dit beleef, Kersfeesgetye. Mag jy dit beleef, nie net vandag nie, maar elke dag. In die naam van Jesus Christus. Amen.